Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. God en die keiser. Is dit ons geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Toe sê hy vir hulle, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. Lukas hoofstuk 20, verse 22 tot 25. Christus se antwoord was 'n openhartige antwoord op die vraag. Hy het die Romeinse muntstuk in sy hand gehou, waarop die naam en beeld van die keiser gestempel was, en verklaar dat aangesien hulle onder die beskerming van die Romeinse mag leef, hulle aan daardie mag die steun moes gee wat dit geëis het, solank dit nie bots met 'n hoër plig nie. Maar terwyl hulle vreedsaam onderworpe is aan die wette van die land, moet hulle ter alle tye hul eerste trou aan God gee. Ons moet menslike regering as 'n verordening van goddelike aanstelling erken en gehoorsaamheid daaraan as 'n heilige plig leer, binne sy wettige sfeer. Maar wanneer sy eise bots met die eise van God, moet ons God eerder gehoorsaam as mense. God se woord moet erken word as bo alle menslike wetgewing. 'n So sê die Here moet nie op sy gesit word vir 'n so sê die kerk of 'n so sê die staat nie. Die kroon van Christus moet verhef word bo die diademe van aardse maghebbers. Die wysheid en gesag van die goddelike wet is oppermagtig. Die 10 voorskrifte van Jehova is die fondament van alle regverdige en goeie wette. Diegene wat God se gebooie liefhet, sal aan elke goeie wet van die land voldoen. Ons word nie vereis om owerhede te trotseer nie. Ons moet in Christus se naam voortgaan en die waarhede wat aan ons toevertrou is verkondig. As ons deur mense verbied word om hierdie werk te doen, dan kan ons sê, soos die apostels, of dit reg is vir God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Handelinge hoofstuk 4 vers 19 en 20. Ons koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Ons wag vir ons Here uit die hemel om aarde toe te kom om sy ewige koninkryk op te rig.